Goeiemôre en hartlik welkom by ons Sondagoggend byeenkoms hier op die Dak International Ministry wat ons uitsaai 8 uur Sondagoggend. Ouer gewoonte, Sondagoggende 8 uur, tensy daar iets in die pad kom en daar gebeur iets. Anderste is ons 8 uur op ons pos Sondagoggende hierso op Facebook waar ons dienste lewendig uitsaai. Nou, die Dak International Ministry, Dak staan vir die aanlyn kerk, so ons het ons bediening is die aanlyn kerk en ons bedien al sedert 2014 op op Facebook wat die Here ons gelei het om so op Facebook te kan bedien en ook vir ons die middele ensovoorts voorsien het sodat ons wel dit kan doen getrou vir die laaste 10-11 jaar wat die Here ons help om so die bediening te kan versprei. En dan ook deel ons boodskappe wat ons hier lewendig uitsaai na die tyd. Deel ons op ons YouTube kanaal, die aanlyn kerk, en dan deel ons ook die audio en die video op ons Telegram channel. So as jy die audio en die video wil hê ook en jy het nou nie die YouTube platform of Facebook of so aan nie, en dan kan jy ook die Telegram join. Ek sien baie mense join by die Telegram, dit is vir hulle ook baie gemakliker ensovoort, so jy kan die Telegram channel daar join, en wat lekker is ook van die Telegram channel, en dit geld ook vir ons WhatsApp channel, jy is anoniem, met ander woorde, niemand sien jou profiel nie, niemand weet, jy het aangesluit en kommentaar, en kan jy na die tyd, soos hulle sê, harass en stalk, en jou profiel, nommer en picture en goeders vat, en so ook dan na die tyd het vir jou bietjie moeilik maak nie, want ons weet ook, ons het al baie uitdagings gehad, op die groepe wat ons gehad het, mense vat mekaar se nommers en na die tyd dan vra hulle vir geld en vir middele of hulle is net daar besig om stories te praat. So dit help so bietjie met privaatheid en so aan in daardie opsig. Ja, so as jy nie Facebook het nie, as jy nie YouTube het nie of jy verkies om nie daai platforms te gebruik nie, na die tyd laai ons die audio en die video op ons Telegram channel en dan het ons 'n WhatsApp channel waar al ons daaglikse sake opsit en met u kommunikeer en dan ook die skakels vir ons dienste wel daar opsit. So asseblief gaan follow daarso, ons WhatsApp channel, as jy nie weet om daar uit te kom nie, asseblief kontak ons en dan kan ons vir jou die nodige rigtingwysers gee in die skakel om wel daar te gaan follow. So dit is net 'n wonderlike manier om so die evangelie te versprei en dan wil ek jou ook vanoggend aanmoedig om die boodskap te deel na jou Facebook tydlyn toe. Dis so maklik, daar's 'n share knoppie, dan klik jy die share knoppie. Moenie die join knoppie. Ek sien mense klik gereeld die join knoppie. Jy kan hierso op Facebook, daar's 'n share, asseblief share daarso ook en dan kan jy die skakel ook share daar op jou Facebook, WhatsApp status. Dis geweldig effektief om dit te doen. So het baie mense al by die bediening aangesluit en verbygekom en antwoorde gekry, deurdat u ook wel die skakel deel op die WhatsApp status. So prys die naam van die Here, dis amazing, goeiemôre almal, terwyl ek nou al ons tegniese punte gou afgehandel het almal al lekker ingeskakel, en dis kom ek dit ook maar doen, so dat ons geleentheid kan kry, dat almal wat graag kan en wil, lewendig kan inskakel, want dit is soveel meer effektief. Ons het met ons roadtrip, het ons met baie mense gesels, of met ons bedieningsmense gesels, en tussendeur ontmoet ons mense, dan sê hulle, nee, ons volg julle al 'n jaar, 2 jaar, 3 jaar, dan weet ons nie eens van hulle nie, en dit is as gevolg baie keer van die feit dat jy die boodskap op jou WhatsApp status geshare het, of wel hierso op Facebook, en asseblief, bly dit doen, so kan jy ook deel raak van die bediening. Nou, as 'n mens wil lewendig inskakel, en basies almal in die bediening wat ons wel gaan besoek het ook die jaar, ons het so 34 dae roadtrip gehad, ag man, wat 'n heerlikheid was dit gewees. Ons het laas maandag wat nou verby is, het ons eers by die huis gekom, en almal is met eens, as jy lewendig inskakel, dan voel dit werklik waar, soos jy sit in die kerk, in 'n fisiese gebou, met al die gelowiges saam. Die samehorigheid en die meelewendheid is net soveel anders as wat jy na die tyd luister. Daar's niks meer verkeerd om na die tyd te luister nie, maar kom in die dissipline, en soos die woord sê,
moenie onderlinge byeenkomste versuim, soos hulle die dag sien nader kom nie. Want die wêreld is boos en daar's baie dinge wat ons aflei van hierdie wêreld af en wat ons tyd steel, ons ewige tyd steel saam met God. En dan is dit 'n manier om jouself te dissiplineer ook geestelik in daardie opsig. So ja, so asseblief, so ver as moontlik kan, skakel lewendig in. Ons het woensdae aande 6:30 'n diens. Ek bedien Engels en Afrikaans onderskeidelik, partykeer Engels, partykeer Afrikaans, om ook ons Engelse broers en susters te stig en te bou en so die evangelie ook nog verder te verbrei. En dan my vrou is 5:30 dinsdagoggende en vrydagoggende. Nou ek weet daai is crunch time vir die meeste huishoudings, want dis opstaan, kinders regkry skool. Dis 'n harwar, en maar ek het al gehoor mense sit die preek aan en hulle maak klaar en hulle gaan aan, maar hulle luister, hulle is ingeskakel. En dan ook as hulle iets gemis het, hulle voel hulle het ietsie gemis, en dan na die tyd luister ek net om so 'n bietjie te refresh daarso. So dis net so 'n heerlikheid om die Here saam te dien. As dit die wil van die Here is in ons lewe, ons het nou so mooi gehoor wat sê hy skrif. As dit die wil van die Here is in ons lewe, want ons lewe is nie in ons hand nie. Ek kan nie vir jou met sekerheid sê ek gaan vanaand gesond wees en ek gaan nog lewe en my lewe gaan nog aan soos wat dit nou aangaan. Ek kan dit nie met sekerheid sê nie. As dit gebeur, prys die Here daarvoor. As dit nie gebeur nie, dan weet ons, Here, ons het U geken in al ons weë. Gaan ons vanaand 6:00 weer gebedsbyeenkoms hê. Dit is op WhatsApp audio call. Dis 'n groep call op audio. Ons sit die skakel op die WhatsApp channel, dan kan jy net op by skakel klik en dan kan jy klik join en dan kan jy lekker saam met ons bid vanaand. So ons gaan so bid weer eens. Ons het nou van die roadtrip afgekom. Die roadtrip is 'n bietjie moeilik, maar ons gaan weer van vanaand al weer lekker saam bid soos wat die Here ons lei in hierdie opsig ook. Maar baie dankie by voorbaat vir almal se meelewendheid, se getrouheid in die bediening, vir julle gebede, vir julle liefde. Ons waardeer dit ongelooflik baie. Dit maak ons werk. Dit voel, dit stig jou, dit bou jou, dit versterk jou. Dit is die woord wat ek soek. Dit versterk jou. Bid byeenkoms vanaand 6:00. WhatsApp group call, so jy hoef nie jou video te wys nie, maar as jy eers jou gesiggie wil wys voor ons begin, asseblief doen dit. Alhoewel as jy video's afsit, dit maak net die stream makliker, maar as jy video wil bly, maar dit hinder net so bietjie die stream, hy is net bietjie meer hakkerig. So as ons begin, dan sit ons die videoetjies af en dan kan ons lekker net op audio voortgaan. En as jy van die begin af net wil audio, asseblief doen dit. Ons gaan glad nie snaaks dings van jou nie, want maar baie wil eers hulle gesiggie wys en sê, ek is hier so. En dan kan ons jou lekker groet en so aan. So prys die naam van die Here ook daar. So dit is 'n heerlikheid. Gebed is 'n geweldige versterking. Nou, ons gaan vanoggend ouer gewoonte nie. Ons gaan vanoggend nagmaal gebruik. Ja, ons het baie lanklaas nagmaal gebruik. Nog voor die konferensie het ons laas nagmaal gebruik. So ons gaan vanoggend nagmaal gebruik. En dan gaan ek daarna 'n boodskap bedien. En ons prys net die Here dat hy vir my die nodige wysheid en insig sal gee om dit wat op my hart is ook met u te kan deel. Nou vanoggend gaan ons heel eers begin met gebed. Daarna gaan ons oorgaan na die bediening van die nagmaal toe en dan gaan ons voort met die diens soos wat die Here ons wel lei. Hemelse Vader, ek wil vir u baie dankie sê vir genade en barmhartigheid wat ons so mildelik uit die hand van u ontvang, Vader. U hart is liefde, u hart is groot. Ons lees so een plek in die woord wat Paulus skryf, dat ons harte moet verruim. Vader, ons harte moet verruim. Vader, en u hart is so groot, as ons dit so mag stel. Vader, dat die hele wêreld is welkom by u. As 'n mens daaraan dink, dis hoekom u liefde is, Vader. Almal is welkom by u. Dit is hoekom u seun Jesus gestuur het, is sodat mense gered kan word. Want is die wil van u, dit is die volmaakte, perfekte wil van u, dat elke mens op aarde gered moet word. En u werk in hierdie wêreld deur middel van die Heilige Gees, deur die seun Jesus Christus in harte, om mense te oortuig van die verkeerd wat in hulle lewe is, dat hulle tot 'n besef kan kom, daar is 'n ewige lewe. U oortuig hulle van daai oordeel, u oortuig die mens van die ewige lewe. En so begin die mens soekend te raak na iets, Vader, wat van vrede in sy binnekant kan gee, en sekerheid kan gee,
as hy wel hier te sterwe kom, dat hy na die plek toe kan gaan, soos wat die mense het maar noem, waar hy graag wil wees, Vader. Almal wil hemel toe gaan, almal wil by U wees, almal wil deel van U hart en U wese wees. Vader, maar ons moet verstaan wie U is. As ons by U liefde en regverdigheid en geregtigheid, U koninkryk wat daarop gebou is, wil ingaan, moet ons al reeds op aarde verstaan hoe om daar uit te kom en hoe om ons lewe in te rig, Vader, sodat ons in 'n ewigheid saam met U kan spandeer, want hemel is hemel omdat U dit hemel maak, Vader, omdat U liefde is, omdat U al hierdie mooi dinge is, langmoedig en goedheid en al hierdie lieflike dinge, Vader, wat ons so in die woord lees wie U is, en ons geaardheid is so teenstrydig met U, want ons is in hierdie wêreld van sonde gebore, en ons besluit om eers die sonde en die ongeregtigheid te doen, juis van kleins af al, want ons is in hierdie bose wêreld, Vader, en Satan, hierdie koninkryke en alles van hierdie wêreld is aan Satan oorgegee, hy is die God van hierdie wêreld. So lees ons uit die woord uit, Vader, U het wel alles in die begin goed en volmaak en perfek gemaak, maar die mens het toegang gegee aan die duiwel om hierdie wêreld te besoedel met sonde en ongeregtigheid. En nie net hierdie wêreld nie, die feit dat die mens sy hart vir Satan se oortuiging oopgemaak het, het dit sy hart gepenetreer en sy hart was net van daar af boos gewees. Alles wat hy dink is boos, Here, dis sonde, dis ongeregtigheid. Dis teenstrydig met U woord. En ek dink vanoggend aan toe ek so bid, Vader, dat hoe die woord gebruik word as 'n hoe dit gepredik word, Vader, as 'n middel om geld te maak en om besigheid te bestuur en om besigheid te maak, Vader. U woord is nie daarop gerig nie. Dis nie van die begin af, van voor die sondeval, Vader, was dit nooit U doel gewees nie. Here, want die mens gebruik U woord as iets om handel te kan dryf, as iets om besigheid te kan doen, en dis glad nie die doel van U woord nie. Vader, maar Satan het ingekom en sy boosheid het hy in hierdie wêreld, hierdie materiële begin gebruik om die mens se siel vasgevang te hou. Nie as hy kan hierdie materiële wêreld gebruik nie. Hy wil dit ook nie hê nie, Here Jesus, hy wou dit vir U gegee het met die versoeking in die woestyn en het gesê, elkeen wat voor hom buig, gee U die rykdomme van die wêreld vir hulle. Die woord is nie bedoel om 'n handleiding te wees om besigheid te bestuur nie, maar ek besef een ding, U woord is daar om ons heilig te maak en rein te maak, om te verstaan wie U is. En alles wat ons doen, maak nie saak of ons besigheid het, of ons werk is, of ons pensioen is, of wat ook al nie, werkloos is nie, ons lewe moet heilig wees, sondeloos, sonder ongeregtigheid. Wanneer ons mens besigheid doen, in jou hart moet dit eerlik en opreg wees. Dit moet in geregtigheid geskied. Daar kan nie oneerlikheid wees nie. Maak nie saak wat se faset van besigheid 'n mens in is nie. Of jy 'n werkgewer of 'n werknemer is. 'n Mens se lewe moet vry wees van sonde, ongeregtigheid, vry wees van die begeerlikhede van hierdie wêreld. Want dit is wat die woord ons leer. Vader, en dan kan ons besluit hoe om ons besigheid, Vader, uit te voer, om ons besigheid te doen, om ons werk te verrig en hoe om ons daaglikse lewe te lei, waar ons ook al mag beweeg, Vader, of dit in ons buurt is, of by die winkel is, of in die straat afloop, of in die bus ry, of waar ook al, in die taxi ry, in jou kar ry, of net doeteenvoudig stap, of fietsry, maak die saak nie, Vader. Ons lewe moet heilig wees, vlekloos, en dis die doel van die woord, om ons weg te kry van hierdie begeerlikhede van hierdie wêreld. Vader, ek wil bid dat U ons sal help in hierdie dag, dat dit wat U met ons vanoggend wil deel vanuit die woord van U uit, dat ons 'n begrip kan vorm, Vader, en 'n verstaan kan kry, in plaas om net te voel dat U woord is al hierdie gebooie en reëls. Vader, as 'n mens jou hart kan oopmaak en jou hart kan verruim vir U woord om dit te aanvaar en aan te neem en uit te leef, dan doen 'n mens outomaties die dinge wat in die woord geskryf staan. Dan is dit nie 'n las nie. Vader, ons dink baie keer so in 'n huishouding met verskillende kinders, daar's altyd hy kind pligsgetrou, jy hoef hom niks te sê nie, van harte is hy net daar,
en hy's pligsgetrou, hy's onder die voete, en dit is eintlik vir hom 'n lekkerte om so saam met die ouers in die huishouding te beweeg en te doen en gehoorsaam te wees en pligte getrou uit te voer. Dan kry jy die kind wat altyd steeks is, rebels is en wil nie, as jy hom 'n opdrag gee, hy voel is opdragte, hy voel sy ouers is onredelik en dis altyd 'n gestryery, dis altyd 'n striweling, dis altyd 'n opstand en die kind voel altyd die ouer is verkeerd. Die kind voel altyd die ouer is onredelik. En is dit tog maar ook nie so geestelik nie, Vader. As 3 wat hulle plig van harte besef en hulle doen hom en as hulle hoor, hulle moenie links nie, dan aanvaar hulle dit en dis hoe dit is, want die hart is oop en die verstaan is daar. Maar Vader, dan kry jy die kind, sy hart is nie regtig daar nie. Hy voel altyd die woord is opdragte. En nie gee opdragte deur mense, dis hoe jy die evangelie bedien, dis hoe jy die evangelie uitreik. Ons wil altyd hierdie stemme hoor, bonatuurlike stemme. Vader, en baie keer hy stemme wat ons hoor is met ons eie drange, begeerlikhede, ons eie idees. Dan lees ons die woord met ons eie oortuiging in plaas om ons hart oop te maak vir die oortuiging van die Heilige Gees. Vader, en dan is die woord hierdie, ek doen dit nie dit nie, en ek doen dat, en ek doen dat, en so kind sal altyd dink, ja, maar daai ander een het nou nie dit gedoen nie, hoekom verwag my ouers om dit van my? Vader, maar hulle besef nie, die ander kind is altyd gehoorsaam, jy het maar net 'n paar pliggies om te doen, en dan skop jy nog teen daai pligte. Vader, ek wil bid dat die woord vandag in ons hart sal penetreer, dat dit in 'n goeie en 'n edele hart sal val, soos my vrou Vrydag bedien het, dat ons hart verruim kan word vir die waarheid van u woord, verruim kan word vir u, Vader, want as ons teen die woord staan, staan ons teen u. Here, en ons wil die vyande van die woord wees nie. Ons wil die woord omhels, ons wil dit lief kry, ons wil dit bære in ons hart, want daarin is die lewe. Dis die ou wee, die ou paaie, soos die deur Jeremia gesê het, daarin is die lewe. Vader, help ons deur die groot genade, dat die woord ons hart kan penetreer, en ons hart kan verruim, soos wat u hart, en u seun se hart vir ons verruim is. En ons loof, help my vanoggend om die woord aan alle waarheid, waardigheid, liefde, lankmoedigheid, goedheid te kan bedien in Jesus se naam. Amen. Prys die naam van ons hemelse Vader in Jesus se naam. Halleluja. Bid by einkoms vanaand 6:00, daar is 'n nuwe kommentaar in die show, almal is welkom by u. Daar sê welkom, welkom. Ja, soos welkom by die Vader. Die Vader sê, hy sal niemand wegwys wat na hom toe kom. Jesus het dit ook gesê, hy sal niemand, elke ene wat bereid is om sy hart oop te maak en net op te breek voor die Vader, sy hart oop te skeer, net te erken, te verneder, te onderwerp. Hy neem elke liewe een aan. Dis net, die Vader verhoor nie die gebed van die sondaar nie, maar wanneer die sondaar uitroep vir bekering, in hy desperaatheid, in hy gebrokenheid van hart, die woord sê in Psalms op een plek, kom offer jou gebroke hart, kom gee jou hart vir my. Ek het nou so hele, dis nou al 'n klompie maande terug, ek gehoor iemand praat van, jy kan nie jou hart vir die Here gee nie. Tog sê die skrif, kom offer hierdie gebroke hart vir my. Dit beteken, jy gee jou hart. Wat is jou hart? Is jou lewe. Jy gee dit, met ander woorde, jy gee die Vader die toegang tot jou hart deur sy seun Jesus Christus. Dis wat dit is. As jy jou lewe gee, jy gee iemand toegang. Dis soos wanneer jy jou huis se deur oopmaak, jy gee daai persoon toegang tot jou huis. As hy deur toe is, moet daai persoon buite wees. Met ander woorde, jy laat hom nie toe in jou huis nie. Maar as jy daai deur oopmaak en jy sê, kom in, dan verleen jy daai persoon toegang en hy kan die voorregte van jou huis geniet, soos wat jy dit geniet. En dis hoekom, nou ek dink kan ons verstaan wat die woord sê, dat ek staan by die deur en ek klop. En enigiemand wat my stem hoor, moet daai hartsdeur oopmaak. Met ander woorde, maak jou hart op, verleen die Vader toegang tot jou hart. Want jy mag, en die Vader wil hê, jy moet na hom toe gaan. Sy hart is verruim, daar's plek vir jou in sy koninkryk, in sy hart, in sy wese,
is daar plek vir jou. Maar ongelukkig, as ons in die sonde en ongeregtigheid moedwilliglik vashou, ons bely dit nie, ons sorteer nie ons lewe uit nie, dit maak die skeiding, want die Vader het nie gemeenskap met ons sonde nie. En dit moet ons vandag verstaan, die Vader het nie gemeenskap met ons sonde nie. Daarom is daar daai hindernisse, en daai kwellinge, en daai bekommernisse, en daai onsekerheid, en al daai dingetjies wat ons elke dag so plan. As daai onsekerheid daar is, weet jy wat, as daar, mag ek dalk die woord krapperigheid gebruik? Ek weet nie of dit afbreekend gaan wees nie. 'n Irritasie is 'n onvrymoedigheid is teenoor die Vader. Want dan net die Vader is liefde, hy is vrede, hy is geregtigheid deur sy seun Jesus Christus. Ons moet dit nooit vergeet nie. Jesus is die middelaar tussen ons en God. Jesus is nie God nie, Jesus is die middelaar, die seun van God, die offerlam ensovoorts. Goed. So nou deur Jesus in die die Vader en Jesus se lewe word in ons geopenbaar deur die Heilige Gees. Nou as daar 'n hindernis is, kan ons nie die volheid van die Vader se vrede, liefde, goedheid, guns, lankmoedigheid in ons lewe ervaar en openbaar maak nie. Nou wat gebeur? Persing en goeders maak dat ons baie keer na die Vader toe uitroep, sodat die vrug, daai olie, die vrug van die Gees tevoorskyn kan kom in ons lewe. Dis ons almal ken ons die 9 gawes, of die vrug van die Heilige Gees, die vrug van die Heilige Gees, en ook natuurlik die gawes. Dit is wanneer die Heilige Gees deur ons kan sê manifesteer, deur ons lewe, want ons laat toe. So as daar 'n hindernis is, kan die volheid van die Vader se vrede en goedheid en alles nie deur jou lewe manifesteer nie. Maar as jy die daad doen, die geloofsdaad, die opdrag uitvoer, deur jou sonde te bely van harte, want jy wil dit mos nou doen, want jy wil hemel toe gaan, jy wil die Vader se vrede beleef, jy wil die Vader se liefde beleef, want ons moet in hierdie wêreld uitgaan, en dis wat die woord sê, ons moet in die wêreld uitgaan, asof dit God self is. Dit is eintlik heavy om aan te dink. Dit is ons verantwoordelikheid. So as daar hindernisse is, ek kan die Vader nie ten volle in ons lewe, deur sy Gees in die naam van Jesus, die vrug na vore bring nie. Maar ons moet ons hart oopmaak en toelaat dat dit gebeur. En hoe doen ons dit? Deur tyd vir die Vader te spandeer, deur die dingetjies wat plan hinder, uit die pad uit te kry, dit wat krapperig is, kry dit uit die pad uit, want as dit in jou hart gaan krapperig wees, gaan jy krapperig met iemand anders te wees, jy gaan geïrriteerd wees met ander, jy gaan omgekrap wees met ander, jy gaan ongeduldig wees met ander, want dan weet jy, Here, daar's 'n probleem in my hart, ek moet dit gaan uitsorteer met U, want nou is ek hier op myself aangewese, ek hou nog aan hierdie verkeerde dinge vas wat nie reg is nie. Kry dit uit die pad uit, kom na die Vader toe, sorg dit uit, en as jy nog nie daar is nie, as jy nog nie jou hart vir die Here gegee het nie, die woord sê, moenie jou hart verhard nie. Vandag is die aangename jaar van die Here. Vandag verhard nie jou hart nie. Wat sê? Nou ons gaan heel eers oorgaan na die nagmaal, soos 'n inleiding na gedagte. Voel altyd op jou hoede en onvrymoedig. Dit is altyd, mense is altyd, soos hulle sê, catfoot. Jy loop soos 'n hoender op 'n warm plaat, of loop op eiers, en daar's mos al hierdie sê-woorde. So as daar dinge nie reg is nie, dan is jy catfoot. Jy loop veral as jy in teenwoordigheid kom van gelowiges en daai dinge, dan loop jy catfoot, jy loop so op eiers, jy's baie versigtig, jy sê nie te veel nie, jy sê nie te min nie, jy is maar net daar. En dan moet jy weet, Here, daar's 'n probleem. Want hoekom is ek onvrymoedig teenoor U kinders? Hoekom is ek onvrymoedig teenoor U diensknegt? Want ek is onvrymoedig teenoor U. OK. Dink ons het hom so. Nou kom ons gaan oor na die nagmaal toe. As jy jou broodjie en jou druiwesap het, ja, maar ek het so 'n bietjie laat gisterand wakker geskrik, so ek hoop u kon iets gekry het. 'n Broodjie en druiwesap. Meeste het brood in hulle huis, maar nie almal het druiwesap nie. So ek glo dat u dit wel kon uitgesorteer het. Nou ja, ek gaan vir ons lees heel eers in Matteus 26. Dis my so mooi gedeelte, natuurlik die hele opsomming wat die hele nagmaal saamvat is in 1 Korintiërs 11. Maar ek gaan eers lees hier in Matteus 26 waar Jesus nou waar dit beskryf word by die laaste maal wat Jesus gehad het, en ek meen nou dit staan maar bekend as die heilige nagmaal, of dit was in die Ou Testament die eerste dag van die Pasga gewees, was die aanvang van die Pasga, en die heilige nagmaal
Baie mense sal dit ken as die avondmaal ensovoorts. So dit is wat Jesus hierdie laaste ete wat hy saam met sy disippels gehad het. Dit is maar die kort en die lank van hierdie ete. En in hierdie ete het hy sekere ding aan hulle oorgedra, sekere waarheid van sy lewe wat hy vir die wêreld gaan gee, sy bloed wat gestort gaan word. Nou kom ons lees so mooi hierso vanaf vers 26 tot en met vers 29. Kom ons lees Matteus 26 vanaf vers 26 tot en met vers 29. Daar sê, so dit is wat ons vanoggend gaan lees, heel eerste, en dan gaan ons oor na die bediening van die nagmaal toe. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit. Want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag wanneer ek dit met julle nuut sal drink in die koninkryk van my Vader. En ons het al so mooi gepraat oor die vrug van die wynstok. Jesus is die wynstok. En sy lewe, hy sê mos vir ons, as hy nie sterf nie, as die saadkorrel nie sterf nie, dan bly dit alleen, maar as hy sterf, dan dra dit veel vrug. En hy het verwys na sy lewe, hoe hy gaan sterf, en daai beginsel word deurgetrek na ons lewe ook, soos wat ons deur die Nuwe Testament lees, sien ons, daar kan nie lewe in ons plaasvind as ons nie sterf nie. Ons moet hierdie ou mens aflê, die ou mens afsterf, en dit is ook die manifestasie van die doop wat jy verrig het na jou wedergeboorte. Ek is bereid om in Jesus te sterf elke dag, want hy sê in Romeine 6, ons moet saam groei in die dood van Jesus Christus. Engels praat hy van, we must be united in the death of Jesus Christ. Hy united, dit vat tyd om een te word. Dit is 'n persing om een te word. Ons het so mooi al geleer van dit, né? Dit is 'n persing om een te word. Dit is nie maklik nie. Om een te word is nie maklik nie. Om te sterf is nie maklik nie. Maar wanneer jy 'n verhouding het met die Here, dan raak dit moontlik. Dis wat Jesus sê, by die mens is dit onmoontlik, maar alle dinge by God is moontlik. En wanneer is dit moontlik? Wanneer ons bereid is om te sterf, sal ons in Jesus lewe, sy lewe sal wel in ons geopenbaar word. Halleluja. Nou, hy het die voorbeeld nagelaat, hy het fisies gesterf. Nou, ons is die vrug, ons is die lote wat uit hierdie wynstok uitkom. En uiteindelik dra ons vrug, en dis wat Jesus ons leer in Johannes 15. Hy leer vir ons, dat wanneer jy vrug dra, en wanneer jy God vrugtig wil lewe, soos wat Paulus op 'n ander plek vir ons skryf, sal jy vervolging gaan deurgaan. Jy sal persing ervaar. So enige vrug wat na vore kom, gaan deurdruk, dit gaan deur die elemente, dit gaan deur baie dinge. Nou sê Jesus, as jy vrug oplewer, snoei die Vader jou, hy maak jou skoon, met ander woorde, dis 'n persing, dis stigting, vermaning, lering, drukking, wat elke dag op jou lewe is, om keuses te maak ter wille van die evangelie. Dan maak jy jou skoon, sodat jy meer vrug kan dra. Hy sê, wanneer ons meer vrug dra, dan verheerlik ons die Vader. Dis nie net ons woorde wat ons uiter wat die Vader verheerlik nie, want God sien die hart. My woorde en my hart kan twee verskillende dinge wees. Met my woorde kan ek 'n mens beïndruk. Met my woorde kan die mense hoor, ek loof die Here, maar loof my lewe die Here. Wanneer ek in drukking is, maak ek nog steeds die regte keuses ter wille van die woord. Leer ek uit die woord uit. En dit is wat ons moet verstaan. Die woord, dis die enigste manier hier die woord werklik waar lewe in ons kan vind en die vrug kan oplewer is wanneer ons in 'n drukking is om die keuses te maak volgens die skrif. Nie volgens my idees nie, nie volgens dit wat vir my geprofeteer is nie, volgens wat ek lees in die woord. En so wanneer jy jou besigheid doen, wanneer jy gaan werk, wanneer jy winkel toe gaan, wanneer jy in die kar ry, waar jy ook al is, enige situasie wat opduik, omdat net ons is in hierdie wêreld van boosheid, so die versoeking, die sonde, die mense om ons daar is daar. Eendag is die ene omgekrap by die werk en hy haal sy woede by op almal uit, en omdat jy kind van die Here is, vat jy dit persoonlik, dan voel jy nie, hierdie ou is net daarop uit en Satan het gekom om my te gun vandag. Weet jy wat, Jesus was elke dag gegun.
Jesus was elke dag van sy lewe in versoeking op aarde, elke splitsekonde. Terwyl hy op aarde was sy disippels nog ook so bietjie wonky, want hy het op tye met hulle gesê, hoe lank sal ek julle nog verdra? Hulle het nog gesukkel om te verstaan wat Jesus sê, wat eers na die uitstorting van die Heilige Gees kon hulle dit werklik waar verstaan het. So selfs in sy binnekring was daar die heeltyd hierdie stryd wat hy moes ook oorwin het. En wat vir my so mooi is, kom ons lees gou, en ek dink Jesus se lewe, en dit is ons probleem, ons lewe getuig, anders is wat ons woorde getuig. Ons lewe getuig anders, en omdat ons dink baie keer, ons bly in ons huis, en die Sondag sien nie wat ons mee besig is nie. Op 'n manier kom ons sondige lewe na vore, en ons praat ons mond verby, dis ook baie keer, wil ons nie praat, dat ons is bang, ons gaan ons eie hart uitpraat. Dan gaan die ander nou sleg ding van my. Maar tog, selfs die sondaar weet waarmee ons besig is. Maar Jesus se lewe het getuig. Daarom kon hulle vir hom die volgende uitlating gemaak het. En dit was die Jode gewees. Selfs hulle wat nie in hom geglo het, die Jode nie. Jesus het 'n bepaalde getuienis gehad. En kom ons lees hierdie getuienis van Jesus. Dis in Markus 12 vers 14. Ek wil graag uit die Bybel uitlees. Ek love maar die fisiese Bybel. Nou, julle love ook die fisiese Bybel. Ek sien die nuwe generasies, hulle sukkel so 'n bietjie met die Bybel. Fisiese Bybel, maar nou ja, hulle kom ook daarby uit. Kom ons lees gou in Markus. En dit was nou die vraag oor die belasting. O, liewe land. Kom ons lees gou. Ek gaan nou lees Markus 12. Ek gaan nie lees Markus 12 vers 14. Dis in konteks met wat hulle gevra het oor geld. Dit is nou interessant en hulle maak die volgende opmerking. Juis omdat hulle vra aan wie moet hulle belasting betaal, né? En Markus 12 vers 14. Het ek dit gesê? As ek dit nie gesê het, sê ek dit weer. Markus 12 vers 14. En hulle kom en sê vir hom, meester, ons weet dat u waaragtig is en u aan niemand steur nie, want u sien nie die persoon van die mens aan nie, maar u leer die weg van God in waarheid. Is dit geoorloof om aan die keiser belasting te betaal of nie, moet ons betaal of nie betaal nie. So, hulle komplimenteer Jesus, maar hulle erken tog wie Jesus is. Ons weet, u steur u aan niemand nie, aan geen persoon nie, en u bly die evangelie in waarheid bedien. Met ander woorde, Jesus het hom nie laat intimideer deur mense se opmerkings, beskimpinge, teestand, geaardhede, buie ensovoorts nie. Nou, ons voel, ons gaan uit in hierdie wêreld en Satan wag nou net spesiaal vir jou. As jy by 'n koöperatiewe maatskappy werk, is daar seker honderde mense wat saam met jou werk. Dan werk jy in 'n oop plan kantoor. Jy is gered, die res is nie gered nie. Dalk is hy een of twee ander wat ook gered is. Maar hulle lewe getuig nie van hulle redding nie. Nou voel ons Satan wag spesiaal vir jou. Jy is in hierdie wêreld. Jy moet jou aan niemand steur nie. Nie lelik, Jesus was nooit lelik nie, nooit ongeskik nie, maar hy het nie toegelaat dat 'n ander se ongeskiktheid hom ongeskik maak teenoor daai persoon nie. Hy het nie toegelaat dat 'n ander se onvriendelike en onbedagsame optrede hom onbedagsaam maak nie. Hy het daai persoon se onbedagsaamheid oorwin deur bedagsaamheid, onvriendelikheid deur vriendelikheid. Nou, dit is wat hulle nou vra, en dit is nou amazing, as ons nou verder lees, kom ons lees dalk net gou verder, vers 15, maar hy het hulle geveinsdheid geken, en vir hulle gesê, waarom versoek julle my? Bring vir my die penning, dat ek dit kan sien. So hy het geweet, hulle is gefeinst, en hy het geweet, hulle kom om hom te versoek. Hulle vertel vir hom eers wie hy is, wat hulle van hom sien, maar hulle kom in dit met 'n versoeking. Jesus was nie terug lelik met hulle ongeskik en ongemanierd. Hy het net vir hulle gesê, hoekom versoek julle my, dat hulle kan weet. Hy sien reg deur hulle. Maar nogtans het hy die woord van waarheid aan hulle bedien. En hy het gesê, betaal aan die keiser wat die keiser toekom en God wat God toekom. Nou, hierdie is probleem partykeer, ek wil nie op stil staan nie.
Ons betaal ons werklik waar aan God, wat God toekom, in tyd en in finansies waar dit kan. Ons betaal maklik ons tyd in die wêreld. Ons gee ons bloei in die wêreld. Ons gee ons lewe, ons krag in die wêreld. Maar die tyd wat God van ons af eis, en ons het baie meer tyd as wat ons wil beweer dat ons het. Betaal ons aan God wat God toekom. En nommer 1, hoe betaal 'n mens heel eers? Met jou lewe, met jou fisiese tyd. Sterf daai gewoonte af wat jy het en spandeer dit eerder voor God. Sonder sterf, sonder dood, gaan daar nie lewe kan wees nie. Jesus het gesê, ek laat vir julle 'n voorbeeld na. Ek moet sterf sodat julle kan lewe. Ons moet sterf sodat die gees van God deur ons kan lewe en die evangelie verbrei en uitgebrei kan word. Dis die vrug wat ons moet oplewer. Dat ander die vrug sien, so as hy vrug gepers word en die nuwe wyn kom uit. Want nuwe wyn kan slegs deur persing uitkom. Nou hang die vrug daar. Mooi en pragtig, maar die vrug beteken niks terwyl dit net aan die loot bly nie. Hy moet afgesny word en hy moet gepers word sodat die ander, wie dit ook al mag wees, deel kan hê in daai nuwe wyn, want as daai druif gepers word, of dit nou fisies 'n druiwekorrel in jou mond is, of gepers word in 'n glas uitgedruk word, hy moet gepers word, so dit gaan oor die sap. Die lewe wat in daai druiwekorrel is, en daai druiwetros is. Dis wat die Here Jesus sê, wanneer daai persing kom, en hy nuwe wyn kom uit, dan geniet hy dit, in die Vader se koninkryk, saam met jou. Want jou siel is in sy koninkryk. Maar dan moet eers 'n vrug kom, voordat daar persing kan kom, anders is dit groen druiwe. Anders is dit 'n onryp vrug. Goed, so ek dink, ons moet vandag verstaan, 'n mens voel dat die mense dink jy is so oulik omdat jy 'n kind van die Here is. Nee, mense voel nie is oulik omdat jy 'n kind van die Here is nie. Glo my, hulle voel jy is weird. Hulle voel as fout met jou. Wat is jou storie wat so met die Bybel onder die arm loop? Nou, Jesus het elke dag daardie dinge teen hom gehad. En hy het nooit toegegee nie. Dis wat hy hierso sê. Hy het hom in niemand gesteer nie, want hy het aangehou met die woord van waarheid. Wat is die woord van waarheid? Net om vir ons te sê, jy moet tot wedergeboorte kom? Nee, om die lewe te lei wat jy moet lei, in vriendelikheid, in bedagsaamheid, in gesindheid. Dit is wat die woord ons leer. Dis waarheid. Ons voel sekere leerstellings alleen is die waarheid. Die leerstelling kan ons lei na die waarheid, maar leef ons die waarheid van die leerstelling uit. En wat is die leerstelling? Liefde. Dis die grootste gebod, daar is nie 'n groter gebod nie. En die liefde gaan nie saam met die ongeregtigheid nie. Die liefde het nie gemeenskap aan die ongeregtigheid nie. En dit is die groot verwarring wat ons as kinders van die Here het. As ons gou hierso terugblaai na 2 Johannes toe. Kom ons gaan gou hier amper aan die einde van die Bybel. 2 Johannes 1 vers 6. 2 Johannes 1 vers 6. Kom ons lees gou daar. 2 Johannes 1 vers 6. En dit is die liefde, dat ons wandel volgens sy gebooie. So wat is die beginsel? Wat is die kern? Wat is die grond? Wat is die voeding van liefde? Wat is die lewe van liefde? Is om te wandel volgens God se gebooie. Ons maak maklik uitlatings. As ek nou so doen, en nou so doen, en nou so doen, en nou so doen, dan is dit liefdeloos. Maar wat sê die woord van God vir ons? Wat is liefde en wat is nie liefde nie? En dit is die groot ding. Ek meen, as ons nou byvoorbeeld kyk na die skrif wat ons nou die dag behandel het, oor in Jakobus wat hy sê, as die môre en oormôre gaan ek besigheid doen. Hy sê jy is arrogant om dit net te sê. Hy sê jy weet nie, jy het nie jou eie lewe in jou hand nie. Maar as jy die besef in jou hart het, Here, as ek nog lewe, as dit die wil van U is, en ek lewe nog, dan gaan ek dit en dat doen. So dit gaan oor ons met die wil van God verstaan.
En ons moet afhanklik bly van God. Nou, selfs om besigheid te doen, kan sonde wees en nie sonde wees nie. Want 'n mens kan dit in arrogansie doen, want jy is op jouself aangewese. Ek sal dit doen, en God moet net by my inval. Hoe weet jy gaan môre lewe? Hy sê jy is arrogant as jy dit dink. Here, as ek môre lewe, gaan ek my besigheid oopsluit en ek gaan die dag besigheid doen. Dit moet ons hartsingesteldheid wees. Jy hoef nie elke keer fisies, as jou hart op die regte plek is, hoef jy nie altyd fisies te bid nie, maar is 'n goeie ding om jou daarin te bly herinner. Here, as u wil dit toelaat en ek lewe nog môre, want my lewe is nie in my hand nie, gaan ek môre werk toe, ek gaan my besigheid doen, ek gaan winkel toe gaan. En selfs, en dit is wat die woord van die Here sê, jy kan al jou goed uitdeel. 1 Korintiërs 13. Al jou goed uitdeel. En as dit nie uit die liefde is nie, beteken dit niks. Nou voel ons, wanneer ek goed doen aan iemand, dis liefde. Maar selfs goed doen, is nie noodwendig uit die daad van liefde nie, uit die wortel van liefde nie. Hoekom? Want ons moet verstaan, wat leer God se woord ons? Rakende, wanneer en hoe en wat moet ons ingesteldheid wees? Okay. So ek dink ons kan dalk vanoggend iets verstaan. Dit is 'n bietjie weg van die onderwerp van die nagmaal af, maar tog is daar in ons hart wat ons dinge wel geestelik moet verstaan. Want wat ons nie besef nie, ons dade het geestelike gevolge. Omdat ons hart op 'n sekere plek is, omdat ons 'n sekere oortuiging het, en dis wat die woord sê, toets die geeste. So daar's 'n sekere gees, daar's 'n sekere saak wat iemand maak dat hy dinge doen. En God sien daai hart. Ons voel baie keer is liefdeloos om nie vir die boemelaar geld te gee nie, of mense wat ongered is, nie vir hulle te gee nie, en nie by hulle te staan, en nie saam met hulle te gaan nie. Dis teenstrydig met God se woord. Jou primêre verpligting teenoor die persoon wat nie gered is nie, familie of nie, is om die waarheid uit te leef, uit te dra. Dis ons verpligting. Dis volgens die skrif, dis volgens die gebod van God. Enigiets meer as dit, is daar nie 'n argument oor nie. Want God praat nie verder as dit nie. Ons moet verstaan wat God se woord sê. Nou raak ons een en ons vorm 'n eenheid met die wêreld. Van so 'n aard as God van jou verwag, om een te word in alle opsigte met hom, dan het ons 1000 verskonings. Daar's eintlik 33.000 verskonings om nie een te word soos wat God wil hê ons moet een word nie. As ons nie die wêreld gaan afsterf nie, en dit van harte verstaan nie net omdat dit 'n gebod is nie, maar omdat jy dit van harte staan, as jy dit nie gaan sterf nie, gaan dan nie lewe wees nie. En dis hoekom Jesus gesê het hierso, my bloed, hy sê so, drink almal, want my bloed is die bloed in die Nuwe Testament wat vir baie uitgestort word tot vergifnis. En sy bloed en sy lewe, sy liggaam, dit is waarlik spys. Dit is wat ons lees in Johannes 6. As jy deur Johannes 6 gaan, dis 'n geweldige lang gedeelte, so ek gaan nie daar deur gaan nie, maar dit is wat die Here Jesus ons leer in Johannes 6. Nou hier omtrent van so, kom ons kyk gou, hier omtrent van so vers 27 af reg deur amper tot op die einde. Hy sê, hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom, soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe. Dis nou Johannes 6 vers 54 tot 57. Johannes 6 vers 54 tot 57. So, ons hele lewe moet deur Jesus Christus, die Vader verheerlik, deur te doen wat hy van ons verwag. En dit is wat ons uitbeeld of manifesteer met die nagmaal. So as ons nie bereid is om dinge af te lê nie,
As ons bly stry teen die woord wat van ons verwag word om sekere dinge te doen, en ons bly wal gooi, as ons nagmaal gebruik, lieg ons. En dis hoekom Paulus skryf, die nagmaal het geweldige gevolge. As ons die nagmaal op 'n onwaardige wyse gebruik, kan ons onnodiglik siek raak en sterf. Nie almal wat siek is en sterf is as gevolg van die onwaardige gebruik van nagmaal nie. Ons moet daai onderskeid kan hê. So wat gebeur op die einde van die dag? Mense gebruik nagmaal vir allerlei redes, behalwe dit wat God se woord van ons verwag. So as ons moedswilliglik, ek praat nie van jy val en struikel en jy gaan en jy sê, Here, ek weet ek moet hierdie ding losmaak, ek het weer geval, ek bely, sorry Here, en jy gaan aan nie. Dit gaan nie daaroor nie. Ons gooi partykeer wal. Ons weier om te verstaan. Partykeer sê ons sukkel om te verstaan. Ons het meer begin sê, ek weier om te verstaan, ek wil nie verstaan nie. Want ek het die wêreld nog te lief. Ek het die vlees nog liewer as die gees. Ek lewe nog meer na die vlees as na die gees, want as jy vleeslik is, gaan jy die geestelike dinge nie verstaan nie. Dit gaan vir jou gebod wees, dit gaan 'n redenasie in jou hart en gedagtes wees, en dan die persoon wat die woord bedien, gaan jy mee maal in jou binnekant en jy gaan hom begin verteer. So, wanneer 'n mens die nagmaal gebruik, moet 'n mens verstaan, lewe jy die lewe wat bereid is? Hoe het Jesus sy bloed gegee? Hy het gesterf, hy het deur drukking gegaan, hy het deur persing gegaan, en toe hy vrug van hom gepers was ten laaste op die kruis, afgesien van sy daaglikse lewe, soos wat hulle van hom getuig het, wat het gebeur? Daar kon verlossing, bevryding, oorwinning oor Satan plaasvind. Dis hoekom Jesus gesterf het. Die Bybel is nie 'n handleiding om besigheid te doen nie. Die Bybel is daar om ons te leer om 'n heilige lewenswandel te lewe, apart van die wêreld, anders te dink in die wêreld, anders te jou huwelik anders te in te rig as in die wêreld, jou skool anders te in te rig as jou maats, jou kinders op te voed anders as wat die wêreld jou leer en Google jou leer. As jy wil weet hoe om jou kind op te voed, lees die Bybel deur. Want glo my, op Google gaan jy ander goedes kry as wat jy in die Bybel gaan kry. Glo my. Vir alles het by tigtig gaan kom. Dissiplinering. Nou gooi ons wal teen dinge. Moedswilliglik, terwyl ons weet, ons stry daarteen. Ons raak opstandig. Dan gebruik ons die nagmaal. En ons verklaar eintlik, Here, ek is bereid om elke dag saam met U te sterf, sodat die lewe van U in my geopenbaar kan word. Want U woord, U vlees, U brood wat ek nou eet, is waarlik lewe vir my. Besef ons, die woord is waarlik lewe. En wanneer ons simbolies van daai lewe gaan eet en gaan drink, gaan dit in ons werk. En as ons gaan bly wal gooi, gaan dit ons doodmaak. Jou siel gaan uitdor. Jy gaan innerlik siek raak. Want Jesus se rein, heilige lewe wil daai ongeregtigheid in jou lewe uitkry, en God kan nie 'n verdere verhouding met jou maak as daai ding bly staan nie. En hier lê ons groot probleem in ons geestelike lewe. Daar's baie keer dinge wat ons moedswilliglik nie wil laat gaan nie. En God sê, die woord sê, dis uit, ons kan dit nie verander nie, ons kan nie God se woord verander nie, ons mag nie. As ons dit verander, sê die woord jou naam, sal uit die boek van die lewe uitgehaal word. En hoe verander ons in God se woord? Deur dit teen dit te redeneer wat geskryf is. Nie noodwendig 'n nuwe vertaling te begin nie, afgesien daarvan. Dit gaan oor ons oortuigings wat teenstrydig is met die woord van die Here. Nou het jy 'n verhouding met die Here, jy bid, en God kom elke keer op daai punt wat jy nie wil laat gaan nie. Dis jou blokkasie, En jy leef in 'n geweldige frustrasie, en daai frustrasie haal ons op mense om ons uit.
Want God gaan nie verder met jou verhouding hê, hy kan nie in 'n eenheid met jou kom, as jy nie daai ding gaan uitsorteer nie. Ten minste begin herken, ten minste sê, Here, ek weet ek moet verander, maar ek wil nie. Kom by 'n punt. Sodat wanneer jy die nagmaal gebruik, dat dit in waarheid is. Ons haal maklik die skrif aan wat die woord sê, en hy sal in ons werk om te wil en te doen as hy welba. En is hy wat die werk in jou doen, en hy sal dit volbring tot die dag van Jesus Christus. Ons haal maklik die skrifte aan. Maar besef ons wat God besig is om te doen. Hy maak sy dorsvloer deur en deur skoon. Sy oordeel begin by sy huis. Hy is net so deel van die skrifte soos die res van die Bybel. So die woord is daar om ons siel te reinig. Om ons te laat verstaan dat dit wat in ons vashou, bly 'n hindernis. Dit bly 'n blokkade en God sê, daai ding maak skeiding tussen jou en my. God se hart is verruim om jou in te laat. God se genade is so groot. Dat maak nie saak wat se sonde en ongeregtigheid jy na hom toe bring nie, hy vergewe jou dit, wanneer jy dit voor hom bely en erken, en besef, Here, hierdie is 'n verkeerde saak. Dis die geloofstoepassing, dan glo jy in die kruisdood van Jesus. Dan bewys jy glo Jesus het vir jou gesterf. Dan bewys jy Jesus is die lam wat sy lewe kom gee het, sy bloed vir jou gestort het. Dis hoe jy dit prakties bewys. Dis hoe jy dit aanneem. Dis hoe jy nie een word met die Vader, is deur daai vergifnis lewe van Christus wat jy bereid is om te sterf en te bely en uit te sorteer. Dan word jy een. En Jesus sê, dat die Vader, of die woord sê vir ons, die Vader verhoor nie die gebed van die sondaar nie, maar hy wat God vrees, en sy wil doen, die verhoor hy. Nou kan ons sê, ons is bekeerd, ons is weergebore. Doen ons die wil van die Vader. Vrees ons God so, dat ons eerder bereid sal wees, om in onguns by die wêreld te wees, en in guns by God. Kom, ek wil gou vir jou 2 skrifte hierso lees. Galasiërs 1. Galasiërs 1. Kom ons lees gou daarso. Waar is Galasiërs? Daar is hy, Galasiërs in die Bybel. Galasiërs. Kom ons lees gou hierso. Ek gaan lees vanaf vers 6 tot en met vers 9. Galasiërs, nee, tot 10, jammer, tot vers 10. Galasiërs 1, vers 6 tot 10. Galasiërs 1, vers 6 tot 10. Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het na 'n ander evangelie toe. Daar's 33.000 minimum Christelike oortuigings in die Christelike wêreld. Nou voel 'n mens partykeer is weird, en mense vra as jy die enigste een wat reg is. Daar's 33.000 leerstellings wat voel hulle is reg. En dit is sonder elkeen se individuele oortuiging binne in 'n sekere leerstelling. Terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Nie vernietig, nie uit die pad uitkry nie, verdraai hom. Dis al. Jy verdraai hom net. Maar al sou of 'n engel, nou praat hy eers van 'n engel, en hoeveel keer kry mense gesigte en visioene en opdragte van engele? Denominasies en kerke word gestig deur predikers wat sê 'n engel, en spesifiek baie keer engel Gabriël, het aan hulle verskyn om te sê hulle moet daai en daai kerk begin op daai en daai plek. Ons moet versigtig wees. Wat sê 1 Korintiërs of 2 Korintiërs 11 vir ons? Satan verander hom in 'n engel van die lig. Met ander woorde, hy kan in jou verskyn asof dit 'n engel van God is. En hy sê, geen wonder,
Want sy apostels, sy disippels, sy volgelinge, wat hulle voorgee as predikers, profete, bedienaars, pastore, evangeliste ensovoorts, doen presies dieselfde. Want hulle word geïnspireer deur sy bose skynheilige gees. Sy bose, het hy gesê heilige gees? Skynheilige gees. Daar sê, prys die Here. Maar al sou of 'n engel uit die hemel julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. So as 'n persoon, daai engel kom en hy verkondig jou 'n evangelie, dan moet daai engel 'n vervloeking wees. Want 'n engel van God sal nie teenstrydig praat met God se woord nie. En as dit 'n engel is, teenstrydig met God se woord, is dit 'n demoniese engel, 'n Satan engel. So hy is onder vervloeking. Kom ons lees aan. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou ook weer. As iemand, nou praat hy van 'n mens. As iemand julle evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Nou sê ons dis liefdeloos, jy kan nie aanhou sê hy is verkeerd nie, jy kan nie daai prediker uitmaak en sê hy is verkeerd, of daai kind van die Here, of jou familielid wat besig is met 'n valse evangelie nie. God sê daai persoon is onder vervloeking. Jou familielid wat besig is met 'n valse evangelie is onder vervloeking. Verstaan dit vandag. Daarom bly jy in 'n verwarring. Daai WhatsApp groep wat jy in behoort, daai Facebook groep wat jy in behoort, is in vervloeking. Nou sê ons dis liefdeloos. Wat sê God se woord? Ons praat teen God se woord. En as ons dit doen, is ons onder vervloeking, dan beteken dit, ons staan die waarheid hier. Ons gebruik baie keer die waarheid wat ons hoor, om die leuen te verdedig. Ons gebruik ons waarheid. Ons kom uit sekere kerke, instansies, godsdienstige agtergrond, en sê, alles daai was verkeerd, nou het ek die woord van lewe. En dis wat hy sê, hoe het julle so gou afvallig geraak? Nie lank nadat ons baie keer by die bediening uitgekom het wat ons sê en beweer die waarheid is. Hulle sê vir Jesus, u bedien die woord en waarheid. Hier steer jy niemand nie, ek steer my nie leer na buite nie. Dan gebruik ons dit om die leuen te verdedig, veral binne ons familiekringe. Maar ons maak die deur waawyd oop, en dis wat die woord sê, as een lid lei al die lede saam. So nou hou ons geestelike gemeenskap, ons het emosionele bande. Weet jy wat gebeur, wat sê die woord? Daai goedheid word vertrap, dit wat jy hier hoor, word vertrap, word omgedraai, en daai varke vertrap, en daai honde verskeer. Verskeer jou siel, en het verskeer ons siel ook. So jy maak die deur waawyd oop. So die waarheid baie keer wat ons sê, waarin ons in is, ons lewe teenstrydig met dit. Ons maak oop, dat daar verskering kan bly inkom. Ons moet dinge geestelik begin verstaan. Dit gaan nie oor fisiese sentiment nie. Nie as Jesus fisiese sentiment gehad het, sou hy nie vir die wêreld gesterf het nie. Dan sou hy guns by sy broers gaan soek het, wat nie in hom geglo het nie. Hy sou aan sy ma vasgehou, sy fisiese ma, en gesê, jy is my fisiese ma, ek kan nie gaan sterf nie, want ek kan nie nou doodgaan nie, want ek moet nog na jou kyk. As Jesus nie sy familie afgesterf het nie, sou hy nie vir die wêreld kon gesterf het nie. En hy beginsel geld vir my en jou ook. Die Here Jesus is glashelder oor hierdie saak. Maar as ons dit nie van harte verstaan nie, verstaan ons dit nie. Maar ons moet begin verstaan, en dan kan ons begin verstaan, waarom is daar soveel geestelike verwarrings, en waarom kan ek nie loskom van die sonde nie. Ons wonder baie keer, ek kom en los van my geaardheid nie, want ek gaan nou my en my vrou se geaardheid as voorbeelde vat. Ek het 'n Franks geaardheid, en sy het 'n Ludwig geaardheid, dis daar nooiens van.
As ek emosioneel gaan bly verbind raak met my ouers en my broers en goeters wat nie glo nie, dan beteken dit my Franks geaardheid connect nog met hulle Franks geaardheid. En ek is een met hulle. So my vrou dieselfde. En in die vlees, 'n Ludik en 'n Franks lewe nie saam nie, trust my. Trust my. Dis hoekom skoonfamilies en vyandskap is met mekaar. Want dis 'n vleeslike band. Maar nou het ons albei die Here aangeneem, ons nuwe bloed is Jesus Christus. Hy het sy lewe vir my gegee, sodat hierdie bande kan breek, dat ek in vrede met die Vader en Jesus en die Heilige Gees kan wees, dat ek in vrede kan lewe en die voorbeeld kan wees my en niemand kan steur nie, en die waarheid bly uitleef en verkondig, want Jesus het vir my die voorbeeld nagelaat en ek moet sy voorbeeld volg. As ek nie bereid is om te sterf nie, kan dan nie lewe saam plaasvind nie. Dan wil ons sê, hoekom word my familie nie gered nie, want jou familie sien nie eens hulle. Behalwe jy volg 'n kerk wat baie weird is, en daarom sê hulle ons is 'n sekte. Kom ons begin leef dit wat ons hoor. En ons gebruik nie meer die waarheid om die leuen te gaan beskerm nie. Want dis wat ons doen. En dis wat hy sê, julle het gou afvallig geraak. Nou later in Galasiërs ook hier sê hy, daar was 'n tyd gewees wat julle oë vir my uitgepluk het. Julle het my as Jesus aanvaar. Ek het in krankheid by julle gekom. En ek is jammer om dit te sê, maar in ons bediening kry ons presies dieselfde. Mense, jy kom by die bediening aan ywerig, jy praat, jy gesels, jy gaan aan, jy openbaar, jy sort uit, nou wat gebeur nou? Later raak jy minder, dan 1 keer 'n jaar hoor ons, 1 keer 'n jaar verstaan ons, 1 keer 'n jaar het ons 'n gesprek. Nou kom die woord en hy sê, vers 10, soek ek dan nou die guns van mense of God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. Hoor mooi wat sê die Bybel. Ek lees die skrifte sodat u dit vir jouself kan lees. As ons mense behaag, is ons nie 'n diensknegt van Christus nie. Hoor wat sê die woord van God. Nie Stanley nie, ek lees net die Bybel. Maar weet jy wat? Omdat ek ambassadeur moet wees, asof God deur my vermaan, maak ek hierdie woorde my eie. En ek staan pa vir dit wat ek hier lees. Probeer ons mense behaag, dan is nie diensknegte van God nie. Glad nie. Nou, ek wil gou nog 'n skrif van julle voorhou. Baie interessante gedeelte. Dit het my nogal getref en hierdie skrif ken ek kan amper die hele gelykenis uit my kop uit opsê. En toe ek dit nou weer lees, toe tref iets in hierdie hele gedeelte my. En ek dink, Here, ek het dit al so gepreek, maar ek het dit nog nooit so gelees nie. En dit is die wonder van God se Gees. Wanneer 'n mens die woord in waarheid bedien, jy kan dit bedien en as jy weer sien, my liewe land, hier is hierdie skrif. Daar's so 'n skrif wat ek nou laasweek of so gelees het, wat my vrou ook baie keer sê, ek kan nie onthou wat dit is nie. My liewe land, hier lees ek die skrif. Serious, dit staan in die Bybel. This is awesome. Prys die Here. Nou kom ons lees gou hierso. Dis nou die gelykenis van die onkruid. Dis Matteus 13. Nou ek gaan eers net lees vers 30. Dan gaan ek lees vanaf vers 37 tot 41. So ek gaan lees Matteus 13 vers 30 en dan 37 tot 41. Goed, want dis die uitleg van die gelykenis. Dis alhoekom ek dit so lees. Vers 30. Laat albei saamgroei tot die oes toe en in die oestyd sal ek vir die maaier sê, maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur. Okay? So hier praat hy van koring en onkruid, en die koring en die onkruid gaan eers met die oesdag geskei word van mekaar. Goed, kom ons lees vanaf vers 37 die hele uitleg van hierdie saak.
Hy sê, en hy het geantwoord en vir hulle gesê, hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens, en die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die kinders van die koninkryk, en die onkruid is die kinders van die bose. Maar dit is baie interessant, kom ons lees verder. En die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Die oes is die volëinding van die wêreld, en die maaiers is die engele. So hier sien ons, met die wederkoms, gaan die engele die maaiers wees. Goed? Nou terwyl ons op aarde is, die een saai die evangelie en die ander ene maai. Met ander woorde, die ander ou bid saam met iemand en daai persoon kom tot bekering, hy gee sy hart vir die Here. So jy kry 'n saaier en maaier op aarde en die woord sê die saaier en die maaier is gelyk. En baie keer raak ons inhalig eintlik in mekaar in die evangelie. As jy vir 10 jaar in iemand se lewe gesaai het, nou kom byvoorbeeld ons verby en hier bid ons saam met die persoon. Yesterday, dit lyk dit nou half of ons job belangriker is. Nee, ek saai weer op ander plekke waar u maai. So met die gevolg is dat die wis van die woord sê, die saaier en die maaier is gelyk. En wat net interessant is, hier so in Spreuke, ek gaan net gou, hier spring na 'n skrif in Spreuke toe, Spreuke 10, Spreuke 10 vers 5, ek is reg hier so. Spreuke 10 vers 5, ek net gaan hierdie een vers lees, Spreuke 10 vers 5. Hy wat in die somer wegberg, met ander woorde, hy wat besig is met die oes, goed? Is 'n verstandige seun. Nou praat ons van die verstandige en die onverstandige maagde. Kyk hoe amazing is die woord. Hy wat vas slaap in die oestyd, is 'n seun wat skande maak. So, terwyl ons op aarde is, moet ons gereed wees om 'n oes te kan insamel. En wat sê Jesus? Die arbeiders is min, maar die oes is ryp. Bid tot die Vader, dat hy arbeiders in die oes kan instuur. Maar nou, is die maaiers, die wat die oes moet gaan afhaal van die land, aan die slaap. Dis die dwaase maagde. Dan die verstandige maagde se werk is net soveel harder en meer, omdat hulle die onverstandige se oes moet gaan insamel. Hy wat vasslaap is 'n skande, dis 'n skande vir die evangelie. Ons verwyl ons tyd op baie dinge, in plaas om onsself voor te berei. Vader, stuur my in die oes in, stuur ander in die oes, dalk is hy nie meer in 'n posisie, gesondheid ensovoorts, maar daar's baie mense wat, hy is eintlik gekluister in sy huis as gevolg van sy omstandighede. Nie moetswilliglik nie. So al wat jy kan doen, en dit is die belangrikste, is bid. Sit hy saad, die woord sê tydig en ontydig, bid, dat die Here, dat hulle wat ybel is, kan gebruik en versterk en wysheid kan gee, om wel die oes te gaan insamel. En waar gesaai word, maar jy saai al met jou gebede, jy werk al met jou gebede. Ons het so mooi gehoor, God mag nie werk as ons nie bid nie. Kom ons bid dat die Here arbeiders in die oes stuur, en dan net, jy bid vir jouself ook. Here, stuur my in hierdie oes in, as jy ybel is. As jy kan sien, as jy kan, as jy daartoe in staat is, al is dit 1 of 2 siele in jou hele leeftyd. So ons moet wakker wees. Hy sê ook in Romeine, hy sê, dis tyd om uit die slaap uit wakker te word. Dis tyd om uit die slaap uit wakker te word. Nou praat hy in Jeremia, Jesaja, dit was my verskriklike mooi gedeelte in Jesaja, met die fisiese koning van Babel. En die profesie het uitgegaan oor Babel, dat hoe God Babel gaan vernietig. Want dan net, Babel was mos die wêreld ryk op daai stadium, van so aard, die koning van Babylon, Nebukadneser, was so groot, God het gesê, hy is heerser oor die hele wêreld. Nou, Nebukadneser en Babylon het Israel in ballingskap weggevoer. Toe daar op 'n stadium 'n profetiese woord uitgegaan, ook deur die diens van Jesaja, hoe God selfs Babel gaan oordeel en hoe hy ingeneem gaan word. Baie interessant. Nou as jy in Daniël 5 gaan lees, dan lees jy ons mos nou van die hand teen die muur, né? Waar dit is nou Nebukadneser se seun Belsassar.
Toe het hy mos nou hierdie fees gehou en hy het die gode van goud en silwer en alles vereer en hy tot vir die eerste keer, nie sy pa het gedoen nie, vir die eerste keer toe gaan haal hulle die byt, dit is die goue bekers en messe en alles, uit die skatkamers wat Nebukadneser gevat het van Israel. Nebukadneser het nie eens gebruik nie. Hy het in sy skatkamer gehou want hy het geweet, hierdie is ander gode se voorwerp, hy mag dit nie gebruik nie. Maar Belsasar in sy arrogansie gaan haal toe dit en hulle drink daar uit en hierdie haan kom teen die muur en die Here sê vir hom, jy is geweeg en te lig gevind, daar gaan 'n einde kom in jou koninkryk. Nou wat interessant is, daai selfde nag, toe breek die Mede en Perse in Babylon in. Maar wat gebeur het, net voor dit, het Belsasar 'n oorwinning oor Mede en Perse behaal. Net voor dit. En hulle teruggegaan Babylon toe, en dit is waaroor hierdie fees gegaan het in Daniël 5, was om hulle gode te vereer wat hulle oor die oorwinning gegee het in die volgende oomblik. Toe breek Mede en Perse in hulle stad en verwoes daai hele stad. Nou dit is waaroor die hele profesie gaan. Maar hier is 'n sekere profetiese waarheid in een vers opgeteken wat vir my verskriklik mooi is. Dis Jesaja 51. Ek gaan lees, of is dit Jeremia 51? O, liewe land, ek dink ek het 'n verkeerde versie neergeskryf. Kom ek soek hom gou vir ons op. Liewe land, ek dink is Jeremia. Kom ons soek hom gou op. Jammer, Jeremia 51 vers 39. Jeremia 51 vers 39. Nee, dis Jesaja, ja, Jeremia 51 vers 39 en 57. Kom ons lees gou hierso. Jeremia 51 vers 39 en dan 57. As hulle verhit is, berei ek hulle maaltyd en maak hulle dronk, sodat hulle uitgelate word en 'n ewige slaap kan slaap en nie wakker word nie, spreek die Here. Ek sal sy vorste en sy wyse manne, sy goewerneurs en sy owerste en sy helde dronk maak en hulle sal slaap, 'n ewige slaap en nie wakker word nie, spreek die Here van die leerskare. So die Here het geweet, hulle gaan nou in hierdie fees ingaan en hulle gaan dronk word. En terwyl hulle dronk is, het die Mede en Perse ingekom en hulle het gesterf. Al die helde, al die vorste, Babylon was uitgeroei gewees. Maar wat my getref het is hierdie ewige slaap. Baie keer is ons in die wêreld, wat maak sonde? Sonde maak ons dronk, dis soos drank. Dit maak ons dronk, dit maak ons besoper, dat ons nie nigter kan sien nie. En ons kan so besig en uitgelate wees in die wêreld, en die wêreld en sy begeerlikhede geniet. En dis wat Jesus sê, waak en bid, want julle weet nie wanneer julle tyd daar is nie. Ons weet nie wanneer ons tyd daar is nie. Ons kan nie sê, môre en môre gaan ons sis en so maak nie. Ons kan nie sê, dit en dat gaan gebeur nie. Die woord sê, ons is arrogant. Ons moet ons daarvan bekeer en onderwerp in die Here. Ons moet 'n wakker maaier word. Ons moet uit die slaap uit wakker word. Maar kom ons lees gou verder in Matteus 13. Ek het gelees tot en met vers 39, kom ons lees vanaf vers 40 af. Net soos die onkruid dan by mekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die volëinding van hierdie wêreld. Die seun van die mens sal sy engele uitstuur en hulle sal uit sy koninkryk by mekaar maak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen en sal hulle in die vuuroond gooi, daar sal geween wees en geknars van tande. Ek weet nie of u iets kan oplet in vers 41 nie. Kom ek lees gou vers 41. Waar is die onkruid en waar is die goeie graan? Ek lees gou weer die vers. Sê gou vir my kommentaar of jy iets kan eien. Die seun van die mens sal sy engele uitstuur en hulle sal uit sy koninkryk by mekaar maak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen. Waar is die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen? Kom ons kyk gou in die kommentare. Ek het dit vir die eerste keer in soveel woorde gelees. Waar is die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen? Want die Here Jesus sê, nie almal wat vir my sê, Here, Here, sal die koninkryk ingaan nie, maar julle werkers
van die ongeregtigheid. Julle werkers wat sê, Here, Here, julle werkers wat in my naam die evangelie verkondig, julle wat werk in my naam, maar is werke van ongeregtigheid. Kom ons lees gou, kom ons kyk gou, wat sê jy daar by die huis? Waar is dit? Ja, dit is kinders van die Here. Ek dink ons boodskap kom nou by mekaar volgende. As ek besig is met 'n evangelie wat mense behaag, sit ek met 'n magtige probleem. Leef ons die waarheid, of leef ons die waarheid wat ons preek, en preek ons die waarheid wat ons leef? Laat ons maklik intimideer deur mense, deur beskimpinge. Wat maak ons maklik stil? Moenie my oordeel nie. O, julle is 'n sekte. Dan trek ons terug en ons vermy uit sy koninkryk. Dis wat die Here Jesus sê, terwyl ons hier op aarde is. Die leuen groei uit presies dieselfde Bybel wat jy lees. Die leuen groei uit die verdraaide verkondiging van die evangelie wat reg klink, maar dis 'n ander evangelie. Dis 'n afvallige evangelie. Wat sê die woord? Daai persoon wat dit verkondig, moet 'n vervloeking wees. Hy is onder vervloeking, want hy word geïnspireer deur Satan se gees, die gees van die anti-kris. So met hierdie, wat die skeiding gaan kom, is nie die sondaar en die kind van God nie, dis die skape en die bokke, dis die wyse en die dwaase maagde, dis die onkruid en die goeie graan. Die oomblik as die Here Jesus Christus gaan kom, op die wolke van heerlikheid en krag en majesteit, en die toorn van die Vader gaan geopenbaar word, die sondaar gaan sterf outomaties en hy gaan in die hel opeindig. En ons het laasweek het ons gehoor, as net op face value, is daar 1 tot 2% mense in die wêreld wat sal hemel toe gaan wat nou leef. Amper 8 biljoen, nou 'n biljoen is 100, is 1000 miljoen. 8 biljoen mense, as die Here Jesus nou moet kom, is hel toe. Dis hoekom Jesus sê, die oes is ryp, maar die arbeiders is min. Die arbeiders is aan die slaap. Met verskonings, met wêreldse begeerte, hierdie wêreldse dinge, maak ons dronk besope, en ons sal sterf in 'n ewige slaap. Wat is daai ewige slaap? Is die ewige dood, dis nie 'n slaap en jy gaan lekker rus, en dit is weg van God se koninkryk. Dis wat hy sê, hy wat my mis, benadeel sy lewe. Maar hy wat my gevind het 'n welbehae van die Here. Gelukkig is die mens wat na my luister, om dag vir dag te waak aan my deure, by die syposte van my poorte die wag hou. Dis in Spreuke 8 vers 34, ons het die skrif al gelees. Waar moet ons wag hou? Waar moet ons wees? Die tyd wat jy moet uitkom, die tyd wat aan God behoort. Nee, God wil hê ek moet plesier hê. Nee, die Here gun my om daai plesiere te doen vir so en so tyd. God gun dit vir my, hy weet ek is nou moeg. Waar moet ons rus vind vir ons siel? As jou siel rus, rus jou liggaam. Gam sê dit altyd so mooi met die konferensie. Dis soos 'n vakansie, maar net lekkerder, want sy siel is versadig en gevoed wanneer hy huis toe kom. 'n gewone vakansie, ja, jou liggaam gerus so 'n bietjie en gaan wees sleg daar. Maar as jy terugkom, is jy innerlik leeg. 'n Fisiese vakansie kan nie jou siel volmaak nie. Nou, omdat ons nie waak by die poorte nie, omdat ons nie waak by die deure en die syposte, die wag hou nie,
Die woord praat ook van die diensknegte, wat ook drink en tekere gaan en besig is raak met die sonde. En in die proses slaan hulle ander. So, wanneer ons in die vlees is, gebruik ons die woord, wat ons nie verstaan nie, om ander kinders van die Here mee te slaan. Here, maar wat van daai en wat van daai en wat van daai en wat van daai ene? Want ons verstaan nie die woord geestelik nie. Ons verstaan nie wat is my verpligting. As ek verstaan wat is my verpligting, hou ek my oë af van 'n ander ou. Dis soos 'n ou wat 'n besigheid doen. Hy worries oor die ander ou se besigheid, dat sy eie besigheid ten gronde gaan. Bou jou besigheid op. Al is dat 10 van dieselfde besigheid in jou area, as jy gaan bly by jou besigheid, gaan hy floreer. Dan gaan die ander so besig raak met jou besigheid, hulle sal ondergaan. Nou dis wat ons as kinders van die Here doen. Wat van daai en wat van daai en wat van daai en wat van daai? Wat sien hulle in ons? Is ons aan die slaap? Is ons so dronk en betower met ons eie idee en gedagte en karakter, dat wanneer die Here gaan kom, dan gaan ons vir ewig verlore wees. En die Here praat vanoggend met ons, in sy koninkryk. In sy koninkryk, in die kinders van die Here, en hulle wat sê hulle is Christene, wat sê Here, Here, is die onkruid, hulle wat besig is met 'n evangelie wat van vervloeking, in die naam van Jesus Christus, wrede wolwe, in skaapsklere, want Satan doen dit ook, en daarom kan die mense doen wat deur hom geïnspireer word. Nou, wanneer ons vanoggend die nagmaal gaan gebruik, wat is ons oortuiging? Wat is ons hartstoestand? Staan nog steeds dinge teen? Gebruik ons die waarheid om die leuen mee te verdedig? Of wat is die saak? Ons het al ervaar in Christelike geleedere, mense sal jou as, wat sê jy sy medegelowige, sal jou aanrand, terwille van 'n vleeslike band en wêreldse begeerlikhede en drange. Moenie uit die oog uit verloor nie. 33.000 verskillende Christelike opinies, wat amptelik is. Dis sonder die wat hulle eie opinies onder daai 33.000 opinies het. So hoeveel opinies is daar? Miljoene. Miljoene verskonings om nie die waarheid na te volg nie. Miljoene verskonings om in my tradisie en idee te bly wandel. Om my hart nie vir die Gees oop te maak nie. Om nie te sterf sodat ander kan lewe nie. Ek moet sterf sodat God my kan gebruik dat die wêreld gered kan word. Ek kan nie na my betimmerde huise kyk nie. Ek kan nie die Bybel gebruik as 'n handleiding om besigheid te doen nie. Om my begeerlikhede deur te voer en te druk en te forceer nie. Ek kan dit nie doen nie. Dis nie die doel van God se woord nie. God se woord is heiligheid. Jou rig teen die wêreld, dan sal jy weet hoe om jou lewe in te rig, jou tydelike lewe te behartig. Jy sal dan weet hoe om dit te doen. Want God se gees van nugterheid sal jou die leiding en die wysheid gee. Is dit nie so nie? Maar nou staan daai ding tussen jou en God. En is asof God nie antwoord nie. Nou soek ons profetiese woord, dan hardloop ons agter profesie aan, ons hardloop agter goed voel verse aan, ons hardloop al agter hierdie dinge aan. Want God antwoord jou nie, dis so Saul. God het hom nie geantwoord nie. Hoekom? Want hy was rebels, hy was ongehoorsaam, hy was ongeduldig. Hy wou nie gewag het nie. Hy wou nie God gesoek het nie. Hy was bevrees vir die manskappe. Omdat ons steur, daarom trek ons terug. Daarom leef ons nie wat ons sê ons glo nie. My vrou het my eendag gevra, my man, glo jy wat jy glo? Dis jare terug. Ek het vir my boeglam geskrik. Ek kan nie so nou of ek geantwoord. Ek dink ek het net gesê ja. Net om maar van my skouer af te kry. Maar glo my, ek het daar weggestap en ek het gaan dink en ek het gaan bid en ek het gesê, Here, ek glo nie wat ek glo nie. Dit het my tot 'n nugterheid. Maak vas aan dit wat jy glo.
en leef dit en gee jou lewe sodat ander kan lewe. Jy dink jy gaan heeltemal vergaan. Jy gaan nie vergaan nie. Dis soos die disippels op die skytjie, toe hulle so en Jesus slaap op die skytjie. Meester, ons vergaan, gee nie om nie. Hulle het nog nie vergaan nie, was gewoon net 'n storm. Dis hoe ons is. Dan los ons sommer die Here, want hy simbolies slaap nog. Nee. Die Here is wakker oor sy woord, hy is wakker oor jou. Hy weet wat in jou lewe aangaan, maar hy weet ook wat moet uitgesorteer word, sodat hy jou verder mag help. Onthou net, God mag niks doen teenstrydig met sy woord nie, want dis regverdigheid. Anders dan kan Satan 'n beskuldiging teen God inbring, en hy kan ten volle ingang in God se koninkryk weer verkry. Dis die geregtigheid van God. Sy geregtigheid neem tot die duiwel in ag wat skyn heilig is en vol van ongeregtigheid is. En God steur hom nie eens aan Satan nie. Dan steur ons aan mense. En ek praat baie hard met my vanoggend. Glo jy vir my? Hoe maklik steur 'n mens jou aan mense? Dan laat vaar jy die vrug. Dit gaan nie net oor 'n fisiese verloon nie. As iemand mislik met jou, dan is jy mislik terug. Nee, dis nie net werk. So ek het my gesteer in nou se mislikheid. Nee, Stanley, kom reg, pik by. Soek die Here dat die vrug van vrede en liefde en vergifnis en vrymaking deur jou lewe kan werk. Nou Stanley, ja, prys die Here. Ons gaan dit doen. Prys die naam van die Here van die leerskare. Nou ja, kom ons gaan oor na die bediening van die nagmaal toe. Ek het vir die skrif in Matteus gelees. Ek gaan net die skrif lees in 1 Korintiërs, dan gaan ek direk oor na die bediening van die nagmaal. So ek dink ons het hom nou soos hulle in die Kaap sal sê, ons het hom so. Want ek het van die Here ontvang, 1 Korintiërs 11 en vers 23, en ek gaan lees net tot met vers 26. 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. So as met in die Here dink wat hy vir ons gedoen het, hoekom hy dit gedoen het, waarom hy dit gedoen het, is amazing, né? Jesus het die lewe kom gee, die lewe gee om vir my sonde te sterf, om my vry te maak van die bose, om my te reinig, ensovoorts. So ons moet daar die hele saak bedink, wanneer ons dit gebruik en dankbaar wees teenoor die Here. Want dit gaan nie oor sy fisiese liggaam nie, dit gaan nou oor die opstandingslewe van hom. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. So die dood van die Here Jesus Christus het ook die gevolg daarvan was die opstanding, en deur die opstanding van Jesus kan ons die oorwinning kry, kan ons vrug oplewer, kan ons begin lewe ensovoorts. So Jesus se sterf, se dood het veroorsaak dat ek en jy vandag kan lewe. Nou ja, kom ons gaan oor na die bediening van die nagmaal. As jy jou broodjie by jou het, enige iets wat brood simboliseer, soos 'n cream cracker is, word dan ook van graan gemaak, so dis ook 'n tipe broodjie, dis net 'n harder broodjie, so enige tipe iets wat Provita en so aan wat ook brood simboliseer, kan jy gebruik. Maar ons gaan heel eers bid, en dan gaan ons oor na die bediening van die nagmaal toe. Hemelse Vader, ek wil vir u baie dankie sê vir u wonderlike woord, die herinnering vanoggend weer eens. Vader, wat u woord ons leer, oor ons moet hierdie maaiers wees, en ons moet wakker wees, ons moet nigter raak, en ons moet besef, Vader, waar ons plek is binne in die evangelie, en wat ons moet doen, en waarheen ons moet gaan. Ons kan nie evangelie verkondig wat 'n Here wat mense behaag nie, ons kan nie deur mense geïntimideer word nie, want anders begin ons dan die evangelie te verkondig wat mense behaag, Vader. My beurt, Here, my God, vir almal en almal wil ek ook bely en vra, Vader, waar ek mense behaag het, waar ek geïntimideer was deur mense in sonde en ongeregtigheid, in terugtrek van die evangelie, Vader, vergewe my. Waar ek u verloon het, die evangelie verloon het in 'n oomblik, Vader, wat jy net jouself wil laat geld het, in 'n stryery ingegaan het, of wat die geval ook al mag wees, Vader. Wees my genadig en wees my barmhartig ook met dit,
terwyl ek die bedienaar is van die woord, moet my lewe ook daarvan getuig. Vader, help veel net om te preek, maar my lewe is iets anders, en ek vra dat U my genade sal skenk in barmhartigheid, Vader. Geef my U genade en U heerlikheid, U vergifnis, Vader, in Jesus se naam. So wil ek vir U baie dankie sê, Vader, dat U ons so lief gehad het, dat U U seun gestuur het, en Jesus, dankie dat U gekom het, dat U gehoorsaam was aan die Vader tot die dood, sodat ons vandag hierdie nuwe lewe kan ervaar. Die dood van U en die opstanding, en so wil ons sterf in U en opstaan elke dag van ons lewe, sodat ons nie die onkruid sal wees wat in bondels gebind is nie, maar eerder die goeie graan, sodat ons die koninkryk van U kan ingaan. Baie dankie, Vader, in Jesus se naam. Amen. U kan die stukkie van die brood vat, die grootte maak nie saak, dit kan 'n baie klein stukkie wees of 'n groot stukkie, dit verander niks aan die boodskap nie, ook nie meer of minder waarde die grootte van die stukkie brood wat U eet nie. U kan dit neem en eet, as daar mense by U is wat ook dit kan gebruik, deel dit onder mekaar. Prys die naam van die Here. Ons loof die Here vir sy heilige lewe. Want sy liggaam, sy woord, sy liggaam is waarlik spys. It's amazing om daaraan te dink. Hy is waarlik spys. En dis wat ons vanoggend hierso simboliseer, die woord waaruit ons elke dag lewe. Want slegs deur die woord is daar ware lewe. En na die ete het die Here Jesus die wyn gevat, vrug van die wynstok, dit is druiwesap, ons gebruik druiwesap, dis die vrug van die wynstok ook, en hy het gesê, dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, drink almal daaruit, want wie sy vlees eet, dit is waarlik drank, en dit is waarlik lewe in die Here Jesus Christus. U kan 'n slukkie van die druiwesap neem. Hy prys die naam van die Here. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Wow, is dit nie amazing nie? Ons kan opgewek word, ons gaan nie in die ewige slaap bly nie. Baie dankie, ek glo en vertrou jy het almal nagmaal wel gebruik. Baie dankie dat jy vanoggend wel ingeskakel was, ek waardeer dit geweldig baie. Gee my geleentheid om die woord aan u voor te hou en my ook te herinner aan die woord om dit uit te leef en te doen en toe te pas, sodat ons kan vrug dra vir die koninkryk van God. En weer eens net 'n herinnering, vanaand 6:00, WhatsApp, group call, gaan ons gebed byeenkoms hou. Dit word nie uitgesaai nie, ons saai dit nêrens uit nie, dit is net vir ons om lekker saam te bid, so dit word ook nie gerekord en opgeneem nie, so jy kan lekker kom saam bid. En as jy nog nie die vrymoedigheid het om saam te bid nie, skakel in, wees meelewend, en ek sal ook bid dat jy wel die vrymoedigheid sal kry om ook lekker saam te kan bid. Maar nietemin, jy moet 'n lieflike dag hê, lief vir julle en sien vanaand as dit die wil van die Here is en ons lewe teen vanaand se kant nog. Bye bye.